Goeiemôre. Een van my personeellede was nou stout. Slang in die lesenaar gesit en ek moes seker nou skrik. Maar jy kan nie 'n olifant bang maak met 'n slang, hy werk nie. Maar dit laat ding my aan die skrif wat ons gister bedien het. Waar die Bybel praat van die slang wat Paulus gebyt het. En hy die slang gaan afgeskit in die vuur. En die Bybel sê, hy het absoluut niks oorgekom nie. Die eerste gedagte wat ek wil deurgee, geliefdes, wat my bemoedig en wat ek mee wil bemoedig. Al is jy Paulus, al is jy Dawid, al is jy profeet, koning, slaafvryman. Elkeen het 'n slang. En wat jou gaan pik. Selfs Jesus het 'n Judas gehad. Slang kom selfs in die paradys voor. Vra vir Adam en Eva. Slange is oral. Maar wat die verhaal my leer van Paulus, wanneer jy die Here aan jou kant het, ons kan nie die pik keer nie, maar die inpak van die pik. Want die slang het gif, en die gif is veronderstel om jou dood te maak. So dit wat die duiwel beplan het om jou mee dood te maak, vir die feit dat jy die Here aan jou kant het, gaan jy stande bly. Jy is nie veronderstel die krisis wat jou gepik het, of het nou siekte is, of het nou egskeiding is, of het nou die dood is van 'n geliefde, of het nou armoede is, of het nou 'n slegte traumatiese gebeurtenis is, wat jy oorgekom het. Het is miskien jou slang wat jou gepik het. En die wêreld wag wanneer jy gaan val, van gewoonlik, as so 'n slang 'n mens pik, normaalweg moet jy sterwe. Maar die Bybel sê, Paulus het niks en geen skade gely nie. Dis die moeite werd om die Here te dien, nie vir ander mense, vir my voordeel en my beskerming, want ek weet nie watter slang lê en wag my om my te pik, om my dood te veroorsaak, om my droom te laat sterwe, om my besigheid te laat sterwe, om my huwelik te laat sterwe. Maar aan die Here aan jou kant, sal jy net die merk dra van die pik, om die wêreld te getuig, dat met God aan jou kant, kan jy gepik word, maar jy sal geen skade ly nie. Geseënde dag.